Ons leef in 'n wêreld vol filters. Filters wat die foute gladstryk. Filters wat die beeld mooier maak. Filters wat ons help om die weergawe van onsself te wys wat ons wil hê ander moet sien. Maar agter elke filter is 'n regte mens. 'n Mens wat soms druk voel, soms moeg is, soms onseker is oor wie hulle werklik is. Wat as ons grootste geestelike stryd van ons tyd nie sonde is nie, maar voorgee. Voorgee dat ons reg is, voorgee dat ons sterk is, voorgee dat ons alles onder beheer het. Jesus het nooit so geleef nie. Voordat hy iets gedoen het, voordat hy homself bewys het, voordat hy 'n enkele wonderwerk verrig het 'n stem gesê: Jy is my geliefde. Nie oor wat hy gedoen het nie, maar oor wie hy was. Hierdie reeks is 'n uitnodiging om die val self wat ons gebou het neer te lê, om uit te stap uit prestasie, vergelyking en druk, om die verborgde plekke in die lig te bring, om weer die vryheid van emosionele eerlikheid te ontdek, om oorgawe bo selfgenoegsaamheid te kies. Nie selfverbetering, maar heelheid. 'n Lewe met niks om weg te steek nie, niks om te bewys nie, niks om terug te hou nie, ongefilterd. Nou ja, goeiemôre en welkom van my kant af. Dit is vir ons so lekker om vandag saam met jou te kuier. Julle almal lyk baie goed. Julle almal lyk lekker uitgerus. Dit is skoolvakansie, nê? So nou maak ons reg dat die kaste so klein bietjie leer is en natuurlik die kinders lekker by die huis speel. Ons sluit vandag 'n reeks af wat ons in die laaste paar weke stilgestaan het by sekerlik een van die belangrikste goed wat jy as 'n gelowige in hierdie lewe gaan teekom, en dit is wanneer jy in die spieël kyk en eerlik na jou lewe kyk en kyk wat reflekteer en terugstaar na jou toe. Ons praat oor identiteit binne in Jesus en ons vra die vraag, hoe lyk dit wanneer ons regtig gesond lewe? Hoor die belofte wat Jesus maak toe hy sê ek het gekom om vir jou lewe te gee en lewe in net verbyskraap. Lewe met kners op jou tande, druk jou face so hard as wat jy kan toe, white knuckle through life. Dis hoekom ek gekom het om daai tipe lewe vir jou te gee, né? Nee. Ek het gekom om lewe vir jou te gee en lewe in oorvloed. Dit is twee stellings, lewe in kwantiteit en ook in kwaliteit. Dis die belofte wat Christus maak aan jou en ons staan stil by hierdie goed. Ons het dit opgedeel in 'n paar temas. Maar vandag wil ek bietjie saam met jou gesels en by jou stil staan by 'n baie ongemaklike tema. En ek weet nie hoekom hierdie so strategies besluit was om my te straf met hierdie tema nie, maar ek gaan vandag my bes te doen om saam jou 'n bietjie oor nederigheid te kuier. Wanneer laas het iemand jou gekorrigeer? Wanneer laas het iemand jou foute vir jou uitgewys? Wanneer laas het iemand jou tekortkome met jou gedeel? As jy getroud is vanoggend. Nee. Dis nie lekker nie, nee. Beleef jy dit baie keer, dat iemand na jou toe moet kom en vir jou moet sê, ek wil jou net inlig, dat ons sekere goed binne in jou lewe raak sien, wat ons op die beste scenario irriteer, wat nie vir ons lekker is om hierdie goed van jou te beleef nie. Dis nie lekker wanneer ons gekonfronteer word met onsself nie, nee. Enigiemand hier in die kamer vandag, was jy al ooit gekonfronteer met jouself? Dis nie noodwendig baie lekker nie, nee. Sien, hier's waar ons gaan stil staan. Julle moet my help met die PowerPoint as hy daar op is, asseblief. Hier's waar ons vir 'n oomblik gaan stil staan by, alhoewel dit so ongemaklik is om selfbewus te raak, die goed binne in ons lewens te sien, kan ons nie by onsself stil staan nie. Daar's ietsie wat moet gebeur wanneer ons deur 'n proses gaan van selfontdekking, selfbewustheid, wanneer ons kyk na ons tekortkome
en dit nie wil wegsteek nie wil min maak nie wil ignoreer nie, maar hierdie goed voor die Here se voete wil neersit en sê, binne in my moet daar iets gevorm word, wat lyk soos Christus en nie soos ek nie. Amen. So, ek wil vandag saam met jou, alhoewel dit baie ongemaklik is, wil ek bietjie in die spieël kyk. Ek hoop jy het vanoggend 'n goeie kyk in die spieël vir jouself gegee. Want ons gaan bietjie stil staan by wat dit beteken om vandag te kyk na elkeen van ons in die spieël. Ek wil gou hierdie met jou deel. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê ons word verander om wat? Om soos hy te word. En ek weet nie van jou nie, maar nou vandag bietjie eerlik saam met my na hierdie skrif kyk. Ons staan die risiko dat ons in 2 kampe kan verval wanneer ons hierdie skrif teekom. Wanneer jy jouself insluitend in daai prentjie sien, dat jy ergens gevorm word, geskaaf word in die beeld van Christus in, is daar 2 kampe. En ek wil met jou hierdie goed deel, want ek voel eerlik, dis waar baie gelowiges vastrap en vashak. Die eerste kamp, as ons daai ding lees, of die eerste plek waarna ons toe kan gaan, is ons kan dit maar net as 'n lysie sien van nice to haves. Jy weet dat Christus, Jesus, maar net 'n byvoeging tot my lewe, dis maar net 'n bysaak. Dit sal nice wees as daar ergens in my lewe so klein bietjie van 'n Jesus sousie oorgestrooi word, jy weet, en dit raak maar net 'n nice to have lysie. Dis maar net goeie karaktereienskapies, om maar net soos Jesus op te tree, maar wanneer ons eerlik is, dan sê ons, ja, ek voel ek mis dit eintlik 90% van die tyd. Ja, onthou daai bandjies, what would Jesus do? Ek wonder hoekom dra mense daai goed nie meer nie. Ek dink hulle het besef, I'm not doing what Jesus did. En hierdie ding maak my eintlik baie ongemaklik voel. Wanneer ek gekonfronteer word met daai realiteit, is dat elke keer as ek na daai skrif kyk, dan is ek bewus van hoe ek kort skiet op dit. Dis die een kamp waarna toe ons kan gaan. Die ander kamp, die ander gevoeling wat mense beleef as hulle hierdie skrif teekom, is dat hulle dink dit is onmoontlik. Dalk ander Christene, vir my, not gonna happen. Ek gee sommer nou al op, ek gaan nooit verander nie. En ons maak hy uitspraak, nee. Ek gaan nooit soos dit wees nie. Ek sal nooit so optree nie. Ek dink, vandag vir ons almal, is daar 'n ander weg, 'n ander manier, om in die spieël te kyk, en met die goed wat ons daar sien, die realiteite, die goed waarvan ons bewus is, ons tekortkome, om hierdie goed nie aan te trek nie, maar ook nie weg te stoot nie, maar om 'n postuur op te neem, wat beskryf word in die woord, as nederigheid. Wat dink jy is nederigheid regtig? Ek weet nie, daar's dalk 'n paar vooropgestelde idees, oor wat nederigheid is, en daar's 'n rede vir hierdie spesifieke inleiding, wat ek vandag met jou gedeel het, want ek is vas oortuig, dat ons het nederigheid, in Engels die woord humility, het ons maar net afgewater na menslike gedrag toe. Dis al wat dit is in die boeke van die wêreld. Kom ons begin dalk oor wat is nederigheid nie. Nederigheid is nie om jouself af te kraak en jouself af te breek, soos wat jy jouself probeer min maak nie. Jy weet, ouens is baie goed daarmee om dit te doen. Jy weet, ek wil net nie raak gesien word nie. Niemand moet weet van, ek moet net 'n slak wees en seil deur hierdie lewe. Soos wat Lukas sê, slakke sleep. Ek weet nie, hy het aan die ander kant om, hulle sleep nie, hulle seil. Ek weet nie of iets jou druk of iets jou trek nie, maar in sy kop sleep 'n slak. Maar dat ons voel, ons moet hierdie lewe deurgaan om onsself te verklein. Dit is wat nederigheid beteken, nee. Nonsens, dit is nie. Of ons dink dat dit is wanneer jy so stil en teruggetrokke moet wees, nooit opinies mag hê nie, nooit 'n stem moet hê nie. Jy moet eintlik net deur die lewe gaan op mute. Dis nederigheid. Niemand moet van jou hoor nie, niemand moet jou sien nie, jy mag niemand verskil nie, dit is nederigheid. Ander ouens sal sê, nederigheid is om erkenning en selfprestasie en sukses te vermy. Jy mag nie dit verdien nie. Dis wat die wêreld dink nederigheid is, nee, ons het dit so afgewater na menslike goed toe, maar ek wil vandag hierdie met jou deel. Ek dink dit is van skern belangrik dat jy hierdie verstaan. Ek wil nie vandag met jou praat oor 'n menslike standaard van nederigheid nie.
Want dis wat die wêreld doen. Nederigheid is eintlik maar net 'n vergelyking met 'n ander mens se gedrag. In die wêreld se oë is nederigheid wanneer ek jou gedrag en optrede vergelyk met iemand anders te sin en sê daar's verskille tussen die twee. Die een kry dit reg en die ander een doen nie. Dis wat die wêreld nederigheid mee meet. Maar wat van as nederigheid nie 'n menslike eienskap is nie? Wat van as nederigheid nie iets is wat vanuit 'n mens kom nie, maar eerder iets is wat ons in die persoon van Christus sien? Nederigheid begin nie by jou nie, dit begin by Jesus. As ek jou vandag moes vra en wees gou met jouself eerlik, hoe nederig dink jy is jy uit 10 uit? Ons doen daai oefening. Hoe nederig voel jy vanoggend uit 10 uit? Dit voel vir my soos 'n trick question, want as jy enigiets bo 6 sê, dan klink dit arrogant, dan is jy nie nederig nie. As jy enigiets onder 5 sê, dan het jy jouself gediskwalifiseer en reeds gesê, jy is nie nederig nie. So dis 'n catch-22, nee. Wat van as jy nie jouself kan evalueer op nederigheid nie, op humility nie? Jy moet iemand anders te vra. Dink jy ek is nederig? Wil jy nie gou iemand langs jou vra nie? Ek dink is 'n goeie idee dat na hierdie gaan ons 'n huwelikskursus begin. En gaan ons seker maak almal van julle wat hier uitstap en kwaad is. Tim Keller sê die volgende woorde. Hy sê humility, it's so shy that if you begin talking about it, it leaves the room. Jy kan nie oor nederigheid eers begin praat nie, want die oomblik wat jy doen, kyk almal na jou en sê, o, maar ons weet waar jy kortskiet. Dis daai tipiese, ek gaan 'n boek skryf oor nederigheid. Dit is maar, jesie, dit klink nie vir my baie nederig nie, nee. Want jy kry dit mos reg. Miskien moet ons 'n kop skuif maak en wat dit beteken om werklik nederigheid te sien. Hoor wat sê Paulus in Filippense 2, ek wil hierdie saam met jou lees. Sê dieselfde gesindheid, dit praat van hoe jy jou hart posisioneer, dit praat van hoe jy jou binneste rig na iets, die gesindheid, dieselfde gesindheid van Christus moet in julle wees. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy homself moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense te gelyk te word. Wat van as nederigheid nie menslik is nie, maar goddelik is? Dis 'n goddelike ding, dis 'n Christus ding, dis sy optrede, dit was sy karakter, dit was sy gesindheid, dit was hoe hy homself posisioneer het na ons toe. Dit sit 'n ander definisie op wat nederigheid is. Daar's 'n paar implikasies gehak aan hierdie ding. Wanneer die woord sê vir my en jou, ons word gevorm na sy karakter, na hoe hy homself posisioneer het, is dit maar nie net gedrag en optrede nie. Dis minder oor wat jy doen, dis meer wie jy word. Dis wat binne in jou gevorm word. As jy bewus daarvan dat wie Christus is, nie net wat hy gedoen het nie, wie hy is, word in jou gevorm. Dis die geloofsreis waarop ons is. Dis wat dit beteken om sonder filters te lewe. Dat ons nie wegskram van moeilike temas af waar ons agterkom, daar's goed binne in ons wat nog nie soos Christus lyk nie. Dat ons nie hierdie goed wegsteek en min maak nie, maar dat ons na dit kyk en sê, ek het 'n saak met jou. Jy sien Jesus, soos Paulus hier beskryf, was God ten volle, het alles gehad, alle autoriteit, alle gesag, alle mag. Hy is God, ten volle. En hy kom klim in 'n liggaam in soos ek en jy wat beperkings het, wat honger word, wat moeg word. Verstaan jy dat God in mensvorm vir die eerste keer moes honger beleef, soos wat ek en jy honger beleef? Wie van julle het nog nie 'n breakfast geëet vandag nie? Die Here weet. Ons weet wat honger nou is. Jy kan nie wag vir daai pampoen en wortels en hoendertjie wat daar in die oond is nie, nê. En Jesus kom beleef dit, want die mens het beperkings. Hy beleef moeg word, hy beleef hierdie emosies toe Lazarus dood is. Die Bybel sê die kortste vers in die hele woord sê, en Christus huil.
En hy staan voor 'n graf en hy huil soos wat 'n mens huil. Het jy al ooit getreur na die afsterwe van 'n geliefde? Jesus beleef al hierdie goed wat ons beleef. Die vraag is, hoekom doen hy dit? Hoekom doen hy dit? Hy is God, hy hoef nie, hy kon dit bypass. Imagine, hy kon nog steeds Jesus wees op aarde. Nog steeds gelyk het soos 'n mens, maar gekies het om nie so menslik te word nie. Om bietjie meer te lê na die Godkant toe. Nie honger word nie, nie seer kry nie, nie moeg word nie, nie die emosies beleef, nie die hartseer beleef, nie tragedie teekom nie. Hy kon maar God gebly het, nê? Ons sou nie met hom verskil het nie, sou jy? Nee. Maar hoekom kies Jesus om dit te doen? Hoekom kies hy om teen volle mens te wees, teen volle God te wees? C.S. Lewis sê die volgende woorde, hy beskryf nederigheid as dit. Hy sê, humility, it's not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Het is nie om minder van jouself te dink nie, het is om minder aan jouself te dink. En dit is wat Christus vir ons kom wys. Hy sê vir my om werklik hierdie werk te doen, om werklik jou te regverdig en deur te gaan wat jy gaan, om die sonde wat op jou lewe was op my te neem, moet ek fisies word wie jy was. Die woord sê, hy het sonde geword. He who knew no sin became sin. Nie net het geassosieer met jou sonde nie, het dit maar aanvaar en nou maar net besluit om, jy weet, dit te vergeet nie, hy het dit geword. Hy trek dit op homself aan, want hy posisioneer homself anderste. Miskien is dit die grootste sleutel vir jou vandag. Wanneer jy dink aan nederigheid, is dit hoe jy jouself posisioneer na Christus toe, om te sê, kom vorm in my wie ek nog nie is nie. Kom vorm in my wie U is. Daai is nederigheid. Nederigheid is maar nie net om timidly in te stap by die kantoor en niemand kwaad te maak nie, nog net als rustig te hou in die huis, nog sagge aard, rustig te wees. Daai is als goeie goed, doen al daai asseblief, maar dis nie nederigheid nie. Daai is nie nederigheid. Die nederigheid, soos wat die woord dit beskryf, is wanneer ons onsself posisioneer na die kruis toe. Is eintlik die beste opsomming van dit is nederigheid is 'n akkurate verstaan van wie jy is voor God. Dis nederigheid. Is 'n akkurate verstaan van wie jy werklik is voor God. Dit is nederigheid. Dit is eintlik so moeilik, nee, wanneer ons probeer om nederig te wees, dan dink ons aan onsself en hoe ons nie nou nederig is nie. En dan fokus ons op onsself en dan mis ons weer die punt, want dan raak ons weer self gefokus. Then we are thinking about ourselves. Dit is so moeilik. Ek gaan probeer om nederig te wees. Ek gaan probeer. Dan fokus ons nou weer op onsself, nee. Dan fokus ons nou weer op dade, dan fokus ons nou. Wat van as die beste manier om nederigheid te vorm in jou, is om te vergeet van jou. Te kyk na Christus. Jou oë te rig op hom. Ons probeer so baie ons eie lewe uitsort, nee. Ons probeer so, ek moet ophou hierdie doen, ek wil meer van daai doen, ek moet hier meer presteer, ek moet hierdie nonsens uitsort, ek moet nog hierdie doen, ek hou nie van dit nie, ek stem nie met daai goed saam nie. En is ek. Dan wonder jy hoekom jy so moeg is. Want jy probeer dit doen. Miskien is die beste sleutel dat ons minder op ons fokus en meer op hom neem. Was jy al ooit in 'n gesprek met iemand, ek is seker jy was, dalk is jy al daai persoon gewees, jy kan sien jy praat met hulle, en hulle kyk vir jou, maar hulle luister nie na jou nie. En al wat deur hulle kop gaan is, hulle kan net nie wag vir die geleentheid om oor hulle te praat nie. Hulle wil net reageer met wat hulle aandink. Jy is in 'n gesprek met daai persoon, maar hy is in 'n gesprek met homself. Het julle dit al teëgekom? As jy nog nie het, dan is jy daai persoon, net terloops. Jy gaan sien, dat as iemand met daai persoon praat, die eerste ding wat uit hulle mond uitkom, is ek. Praat van myself. Ek
wonder of ons dit met 'n verhouding met die Here ook doen, nee. Staan in 'n almagtige God se teenwoordigheid. Hy is waardig van alle eer, alle lof, alle prys. Hy is die koning op die troon. Daar is niks belangriker as God in jou lewe nie, niks nie. En ons stap na die gesprek toe met 'n ek tema. Ekskuus, kan ek gou net 'n bietjie oor myself praat? Net oor my behoeftes en my belange en my begeertes. Is dit oukei? Ek weet jy is God en almagtig. En alles vir my gedoen en alles vir my gegee, maar ek wil net 'n oomblik oor myself praat. Dit klink absurd, nee. Dit klink absurd. Want wat nederigheid sê is, wanneer ek erken ek in die teenwoordigheid is van God, wat ek terloops altyd in is die belangrikste punt van bespreking, nie ek nie, dis Christus. Dis hy. Hy is belangriker. Hy verdien meer. Nie ek nie. So die gesprek verander. Wat beteken nederigheid daar? Ek erken 'n akkurate verstaan van wie ek is voor God en wie God is. En dat ek nie die gesprek hijack nie. Ek nie die agenda bring nie, hy doen. Hoe gaan jou geloof dan lyk? Hoe gaan jou stilte tyd lyk? Hoe gaan jou aanbidding lyk? Sien, ons is eintlik gemaak om hierdie te beleef. Dis eintlik deel van wie jy is. Dis nie 'n nuwe ding nie, jy hoef nie harde te probeer nie. Dis regtig reeds binne in jou. Daar's 'n Engelse woord, impressionable, wat eintlik maar gebruik word wanneer daar verwys word na kinders toe en hoe maklik kinders beïnvloedbaar is, nê. Wie van julle het vir lang jare geglo die maan is van kaas gemaak? Is dit net ek? Tot vandag toe nog, en sien ek daai rooi cheddar kaasies en wonder ek, wie het daai leen in my kop ingekikker? Van daai ou. Kinders is so maklik beïnvloedbaar, nê. Die woord bevestig dit ook, jy kan hom nog vorm terwyl hy jonk is. Jy kan daai takkie nog buig. Maar die woord impressionable was nie net van toepassing en relevant tot kinders nie, is eintlik relevant tot jy. En wie jy is. Jy is gemaak om beïndrukbaar te wees. Die probleem is net dat ons het gesag gegee vir ander goed om ons te kom vorm en afdruk op ons. Eerder as om dit te vind by Christus. Ons maak verskonings op. Hoekom ons optree soos wat ons optree, hoekom ons is soos wat ons is, hoekom ons doen wat ons doen. Ons maak verskonings, maar die eintlike antwoord is, ons het toegelaat dat ander goed ons vorm buiten Christus. Jy was gemaak om gevorm te wees, dis nie nuwe nuus nie. Jy is die klei, hy is die pottebakker. Hy vorm in jou, die uitdaging is, van ons het verhard. Soos wat klei uitdroog. En dit bitter moeilik raak om op hom enigiets af te druk. Sê ons, hoe is dit moontlik dat iemand die Here ken, maar nie verander nie? Hoe is dit moontlik dat ons kerk toe gaan en ons beleef geloof en ons aanbid en ons lees die woord, maar ons lewe verander nie? Hoe is dit moontlik? Kom ek sê vir jou, hoe is dit moontlik? Ons is nie nederig nie. Ons is nie beïndrukbaar nie. We are not malleable. We are not impressionable. Ons het hard geword. Dis eintlik wanneer ons erken. Dis nie ek in beheer nie, dis nie my wil nie, dis eintlik in u hande. Kom vorm, kom maak, kom druk neer op my. Sien die teenoorgestelde van nederigheid is nie trots nie. Jy kan met my verskil, maar ek dink trots en hoogmoed en selfbeheptheid en ego is maar net vrug van ietsie dieper. Dis eintlik net vrug. Dis eintlik maar net 'n reaksie. Wat teenoor nederigheid staan is nie trots nie. Weet jy wat staan teenoor nederigheid? Is vertroue. Is afhanklikheid. Dink gou daaraan. Dink gou daaraan, wanneer jy net afhanklik is van jouself, en dit wat jy kan doen in hierdie lewe, wat jy kan vermag, wat jy kan regkry, die uitkomste wat jy kan bereik, as jy jouself kan red, as jy jouself 'n toekoms voor kan bou, as jy vir jouself kan A, B en C, hoekom het jy God nodig? Jy is dan God. Jy is God van jou eie lewe.
En dis waar hoogmoed en trots en ego opstaan. Daai is nie die uitdaging nie. Die uitdaging is, jy is nie afhanklik genoeg op die Here nie. Jy het te gewoond geraak om afhanklik te raak op 'n salaris, of omstandighede, of geluk, of genot, of plesier. Onthou, jou hart is nog altyd klei. Jy het dalk net prys gegee om hart te word, waar jy werklik jou afhanklikheid verstaan op die Here. Hoor wat sê Paulus, hierdie is sekerlik een van die belangrikste skrifgedeeltes wanneer dit by hierdie tema kom, wanneer dit by hierdie verstaan kom. Hy sê die volgende, hy sê daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie. Onthou, hoogmoed staan nie in teestand van nederigheid nie. Dis maar net die vrug. Hy gaan dit nou vir jou wys. Hy sê, daar is vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit vir my af weggeneem moet word. Maar sy antwoord was, my genade vir jou is genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. En daarom is ek bly oor swakhede, oor beledigings, oor ontberings, oor vervolging en moeilikhede, ter wille van Christus. Want as ek swak is ek eintlik sterk. Hoor wat sê Paulus hier, dit is baie belangrik, hoor wat sê hy. Hy sê vir hom is daar 'n doring in die vlees, baie ons bespiegel oor wat daai sou wees. Hy het nie vir ons gesê nie, ons kan maar net raai, jy weet, dalk was dit 'n aanhoudende versoeking in sy lewe, dalk was dit teestanders, dalk was dit 'n siekte of sy gesondheid, dalk was dit 'n gebrek fisies in sy spraak of in sy lyf. Wat ook al dit was, wat ook al daai doring in die vlees was, dis irrelevant. Dit het een ding uitgewys. Jy is afhanklik van God. Jy het beperkings in jou natuur. Jy het nie alles. Jy is nie alles om in die lewe deur te gaan nie. Jy is nie genoeg nie. Jy het my nodig. Sodat ek nie hoogmoedig word nie, was daar iets vir my gegee om uit te wys. Ek is eintlik baie afhanklik. Ek sê nie die Here veroorsaak slegte goed in jou lewe nie. Asseblief hoor wat ek vir jou vandag sê. Maar ek wonder of hy omstandighede, teleurstellings en tragedies gebruik om jou te herinner, jy is eintlik afhanklik van my. Nie jou bankbalans nie, nie jou gesondheid nie, nie jou jare se ervaring nie, nie jou fisiese krag nie, nie jou invloed nie, nie jou rykdom nie, nie jou roem nie. Jy is eintlik afhanklik van my. Kom positioneer jouself volgens dit. Die Engels sê, position yourself accordingly. Wanneer ek verstaan, ek is eintlik diep afhanklik van hom. Niks anders te nie. Hoor wat sê Markus 23, vers 11 tot 12. Het sê, die grootste onder julle moet bereid wees om ander te dien. Soos wat Christus het gedoen het, want wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Dis die boodskap van die evangelie. Dit wat jy daar in daai paar skrifvers, op baie paar woorde daar sien, dis die boodskap van die evangelie. Hierdie was nie net sommer 'n klein stukkie wysheid vir hoe jy jouself handhaaf in die kantoor nie. Of klein bietjie net inspraak vir hoe jy te werke gaan met mense rondom jou nie. Daai is die boodskap van die evangelie. Kan ek dit vir jou opsom in ander woorde? Dalk maak dit vir jou meer sin. Dit is dat jy was meer gebroken as wat jy wou erken. Jy het meer sonde in jou lewe gehad as wat jy wou erken. Daar was meer donkerte en duisternis binne in jou as wat jy ooit wil erken. Maar jy is meer geliefd en aanvaar as wat jy ooit kan droom. Positioneer jouself vanweens na dit. Verstaan jy die boodskap van die evangelie as die koning dit vir my kon doen? Wie is ek om my rug te draai en te dink ek kan aan my eie krag nog goed vermag?
Dit is ware nederigheid. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte. En dit is dat nederigheid word daagliks gevorm. Dit is nie 'n een oomblik ding nie. Ons kan nie hierdie ding vir jou mikrogolf nie, hoor. Ons kan hom nie vir jou 60-60 nie. Ek kan hom nie vir jou Woolies Dash nie. Jy kan hom nie op Temu Quickship nie. Hierdie ding gaan jou lewe lank vra. Jy kan hom nie haas nie. Jy kan hom nie jaag nie. Nederigheid gaan in jou gevorm word elke dag wanneer jy besluit om te sterf. Ons is baie gemaklik met hierdie paar woorde. Hoor gou hierdie. Nie daai slide nie. Daar's hy. Lukas 9. Toe het Jesus vir almal gesê, as iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. En ons is baie gemaklik met hierdie woorde, nee. Niemand het al opgestaan en gesê, "Jesus, hoor die ouens, ek hou nie baie van hierdie nie, ek wil nie eintlik hierdie gedoen nie." Maar die uitdaging is, ons het eintlik hierdie prentjie baie mooier gemaak as wat dit eintlik is. Ons het hierdie prentjie eintlik baie mooier gemaak as wat dit eintlik is. Het jy al ooit iets voor jou sien sterf? Miskien 'n dier, dalk het jy al gaan jag ergens. Het jy al ooit iets sien sterf? Dis nie 'n mooi prentjie nie. Dis nie 'n mooi prentjie nie. Hoe het ons dit reg gekry? Dat ons sulke woorde kan teekom. Dat as jy my wil volg, moet jy jouself verloon. Jy moet sterf. En dan dink ons, ag, dit klink mooi. Sure, dit klink lekker. Waar kan ek registreer vir dit? Het jy al ooit iets sien doodgaan? Was jy al ooit naby die dood? Het jy al by die dood omgedraai? Dis nie 'n mooi prentjie nie. Hierdie ding vat verskriklik baie. Dis wat Christus vir ons kom sê. Daai oomblik toe die disippels hierdie ding hoor. Hulle het al kruisigings beleef, hulle het al gesien, dit was 'n weeklikse vertoning van die Romeine. Kom bring jou popcorn, kom kyk hoe ons iemand op 'n kruis opsleep en hom doodmaak, en Christus sê vir hulle, jy moet jou kruis optel. Niemand van hulle het gedink dis lekker nie. Dis hoe nederigheid in jou gevorm word wanneer jy na Christus kyk. Jouself reg posisioneer. Sê, my hart, my lewe, my karakter is klei in die hande. Kom doen daai werk in my. Dis nie lekker nie, dis nodig. Dis nie gemaklik nie. Maar dis wat dit beteken. Maar dis die grootste beloning wat jy in die lewe gaan teekom. Is dat God niks van jou wil hê nie. Hy wil iets vir jou hê. Hy wil iets kom vorm in jou. Laat hom toe om dit te doen. Ons gaan nou in 'n tyd van aanbidding ingaan en ek wil jou nooi. Is dit dalk net 'n oomblik vir jou waar jy dalk net kan stil raak voor hom. En net sê, Here, ek het hierdie gesprek al vir te lank gehijack. Het oor my probeer maak. Ek het my agenda gebring, ek het my lysie gebring, ek het my goed gebring. Dalk is hierdie nie nou die oomblik vir dit nie. Here, dalk moet ek kom staan in u teenwoordigheid en u aanskou. Sê dankie, Here, vir die werk wat u gedoen het, namens my, vir my, in my. Here, dankie dat ek kan ontvang. Omdat ek nie verdien, Here, maar omdat u dit so besluit het. Omdat u liefde is, omdat u genade is. Weet hierdie vandag, soos wat jy jouself posisioneer, met 'n akkurate verstaan van wie jy voor God is. Weet hierdie vandag. Nederigheid is nie 'n karaktereienskap nie, dis 'n persoon. Christus is nederigheid. Hy kom modelleer, demonstreer, wys vir jou dit wat hy in jou kan vorm. Wil jy dit toelaat? Dis jou oomblik. Kom doen dit nou. Kom raak stil voor hom. Aanbid hom. Laat hom toe om jou hart te kom vorm. Kom ons staan saam. Ons gaan in 'n tyd van aanbidding ingaan. Jy is welkom om dit te doen saam met my.